Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na finansiële probleme, maar die basiese kennis van wins, verlies en BTW. Wat is wins? Sê nou maar jy koop iets en jy verkoop dit vir 'n groter bedrag as wat jy daarvoor betaal het. Dan beteken dit jy maak wins, jy maak geld uit die transaksie. Maar as jy dalk iets verkoop vir minder as wat jy daarvoor betaal het, beteken dit jy maak 'n verlies. Jy boer bietjie agteruit. Kom ons doen gou voorbeelde van wins en verlies en dan sal ons nou kyk na BTW. Kyk, voorbeeldjie. Sê nou maar jy koop 'n 80 gram sjokolade. Jy koop hom vir R10. Dis jou kosprys. Kosprys is R10. Nou verkoop jy hom vir R13. So jou verkoopsprys is R13. My eerste vraag aan jou is, het jy wins gemaak of het jy 'n verlies gemaak? Jy het wins gemaak, want jy verkoop hom vir meer as wat jy hom gekoop het. Nou is die volgende vraag, wat is jou persentasie wins wat jy gemaak het? So wat is die persentasie wins? Kom ons werk dit uit. Hoe gaan ons te werk? Jy gaan sê, jou nuwe prys, wat jou verkoopprys is, minus jou ou prys, wat jou kosprys is, gedeel deur die ou prys. Kom ons werk uit, wat is dit? Nuwe prys is R13, minus R10, gedeel deur R10. So dan het ek daar so 13 minus 10 is R3, en hier het ek R10. My eenhede of my rande kanselleer nou uit, so ek het 3/10. Maar my vraag was persentasie wins. So jy het nou 3/10, so jy moet dit nou omskrywe na persentasie toe. Onthou jy, persentasie beteken uit 100. So daai tiendes moet honderdstes word. Hoe maak ek dit honderdstes? Maal met 'n 10 bo en onder. So 3 maal 10 is dan 30, so dis 30 honderdstes, wat vir my sê dis 30%. Goed. Jy het 'n 30% wins gemaak. Ons kan hom op 'n ander manier ook uitwerk. Jy kan sê, kom skryf dit nou maar in terme van verkoopprys en kosprys. Ons kan sê verkoopprys minus kosprys gedeel deur kosprys. Maar omdat jy jou antwoord dalk wil skryf dadelik as 'n persentasie, sê ons maal met 100. En dan kry ons verkoopprys is R13 minus R10 gedeel deur R10 maal met 100. En dan gaan ons sien, goed, 13 daai gee vir my R3, hierdie is R10 maal met 100. Die rande kanselleer uit, ek kan sê 10 gaan daar in 1 keer, hy gaan daar in 10 keer, so 3 maal 10 is 30. So omdat jy met 100 gemaal het, is jou antwoord nou in persentasie en moet jy die persentasie teken skryf. Jy kan besluit watter een van hierdie twee jy wil doen, solank as wat jy verstaan wat jy doen en hoekom jy dit doen. Kom ons doen nog 'n voorbeeldjie. Voorbeeld 2. Dis entrepreneursdag en jy moet goedjies verkoop. Jy besluit dit gaan lekker wees om bietjie roomhuise te verkoop. Jy koop 'n roomhuis vir $4, kom ons sê is maar in Amerika. $4 was jou koopprys. Maar wee, daai dag van jou entrepreneursdag is dit 'n vrek koue dag. En niemand wil roomhuis koop nie. So wat gebeur? Jy besluit, jy gaan jou prys moet afbring, anders gaan jy met al die roomhuise huis toe. So jy verkoop nou jou roomhuise vir $3 per roomhuis.
eerste vraag, het jy 'n wins of 'n verlies gemaak? Jammer om vir jou die nuus te gee, maar jy het 'n verlies gemaak. Goed? Want jy het dit vir minder verkoop as wat jy dit gekoop het. Wat is jou persentasie verlies wat jy gemaak het? Kom ons werk hom uit. So ons kan sê verkoopprys minus kosprys gedeel deur kosprys. En ek doen hom som op daai enetjie maal met 100. So ek kan sê verkoopprys is $3 minus $4 op 4 gedeel deur $4 maal met 100. En dan kry ek 3 minus 4. Gitsie, wat's nou besig om te gebeur? 3 minus 4 is minus 1. So hier het ek nou minus $1 op $4 maal met 100. En as jy dit nou uitwerk, 4 gaan daar in 1 keer, hy gaan daar in 25, kry jy 'n antwoord van, nee, dis nie dollar nie, dis net 25. Jy kry 'n antwoord van 25 of negatief 25%. Wat beteken dit? En nou moet jy dit interpreteer. Daai minus beteken jy het 'n verlies van 25%. Dus, en skryf daai sinnetjie, verlies van 25%. Reg? Kom ons kyk gou 'n bietjie na BTW. BTW staan vir belasting op toegevoegde waarde. In Suid-Afrika, die BTW wat ons moet betaal, het nou die afgelope paar jaar verander. Dit was oorspronklik 14% BTW, maar nou is dit 15% BTW. So in Suid-Afrika is dit 15%. Reg, kom ons doen gou 'n sommetjie. Jy verkoop 'n boek vir R220. So die verkoopprys is R220. Maar dit is BTW ingesluit. BTW ingesluit. Nou wil ek weet, wat is die prys van die boek sonder BTW? Besef jy nou, ons moet nou eintlik half terugwerk, want die prys van die verkoopprys is 220 BTW ingesluit, maar nou wil ek weet, wat is die prys van die boek sonder BTW? So hoe gaan ons dit uitwerk? Daai prys, daai oorspronklike prys, kom ons maak hom X. Of oorspronklik, kom ons sê maar sonder BTW, maak ons X. Goed, so as jy dit nou moet uitwerk, gaan ons sê, hoe het ons by die R220 uitgekom? Hoe het ons daai finale waarde gekry? Jy het gesê 100% van my oorspronklike bedrag, plus die 15% wat die BTW is van my bedrag. So ek het gesê 100% van X plus 15% van X. Kom ons werk dit uit. 100% van X plus 15% van X is 115% van X. 115% van X gee vir jou R220. En as ek daai persentasie teken nou verander na uit 100 uit, en ek maak hier van 'n maal, en dis X, kry ek R220. Nou wil ek my X uitwerk. Om my X uit te werk, beteken dit ek soek die 115 gedeel deur 100 moet weggaan. Hoe kry ek hom weg? Ja, jy kan op baie maniere daarna kyk, maar die maklikste is eintlik om te verstaan, jy maal met sy omgekeerde, sy resiprook. So jy maal met 100 op 115, dan kanselleer hy uit. Maar jy moet dit aan jou regterkant van jou is gelyk aan ook doen. So nou maal ek met 100 op 115. So ek kry X is 22.000 gedeel deur 115, en as jy dit dan nou intik op jou sakrekenaar, gaan jy sien, jy gaan hom moet benader, jy gaan hom moet afrond. So daai waarde was min of meer in die omgewing
van, kom ons maak afgerond, 191,30. Seuns en dogters, ek weet daar's formules wat jy uit jou kop uit kan leer, maar soos ek al baie keer vir jou gesê, dis vir my belangrik dat jy verstaan wat jy doen, eerder as om net formules uit jou kop uit te leer, en dan is jy nie seker of jy dit reg toepas nie. Ek hoop jy verstaan nou, wins, verlies en BTW. Tot volgende keer. Totsiens.